Hallo vriende en baie welkom hier, dit is so lekker om vandag weer saam met jou te kuier, en daar waar jy is, soos wat jy kom, is my gebed dat jy opnuut God drie enig sal ontmoet in die woord en ook in hierdie boodskap wat jy nou luister en kyk. Ons lees vandag bietjie uit Markus 9, Markus natuurlik die oudste evangelie waarvan ons weet, en ons het al baie gesels oor die koninkryk van God, dat Jesus gekom het om hierdie koninkryk te kom bekendstel en dat hy as koning homself ook kom bekendstel het. En ons het al baie gepraat dat hierdie koninkryk van God anders lyk as die wêreld daar buite. Ons het al die woorde 'n onderste bo koninkryk gebruik om hierdie andersheid te beskryf. En vandag gaan ons weer daaraan herinner word en dan een spesifieke eienskap van hierdie koninkryk en waarvan mense wat deel is van hierdie koninkryk moet beliggaam. So kom ons lees saam uit Markus 9 van vers 30 en ons lees vandag uit die 2020 vertaling. Hulle het daarvandaan vertrek en deur Galilea gereis. Jesus wou nie hê dat iemand daarvan weet nie. Hy was immers besig om sy disippels te leer en het vir hulle gesê: Die seun van die mens word in die hande van mense oorgelewer en hulle sal hom doodmaak. Maar 3 dae nadat hy doodgemaak is, sal hy opstaan. Hulle het hierdie uitspraak nie verstaan en was bang om hom daaroor uit te vra. Hulle het in Kapernaum aangekom en toe Jesus by hulle in die huis was, vra hy hulle: Waaroor het julle op pad geredeneer? Hulle het egter stil gebly, want hulle het op pad onder mekaar gerede kawel oor wie die belangrikste is. Nadat hy gaan sit het, roep hy die 12 en sê vir hulle: As iemand eerste wil wees, moet hy laaste van almal en almal se dienaar wees. Hy het 'n kindjie geneem en hom tussen hulle laat staan. Hy neem hom toe in sy arms en sê vir hulle: Wie een van hierdie kindertjies in my naam ontvang, ontvang my. En wie my ontvang, ontvang nie my nie, maar hom wat my gestuur het. Wanneer ons na Markus 9 kyk, vriende, dan sien ons dat die disippels 2 keer tot stilswye gedwing word. Die eerste keer wanneer Jesus verduidelik dat hy moet sterf en weer na 3 dae moet opstaan. En ons sien dat die disippels bang is om hieroor uit te vra, want dit het nie eintlik binne in hulle raamwerk van wie die Messias is gepas nie. En dan die tweede keer, wanneer Jesus vir hulle vra, wel terwyl julle op die pad is en terwyl ek vir julle hierdie dinge verduidelik het, waaroor het julle geredeneer en waaroor het julle gepraat? En hierdie stilte was dalk 'n ander stilte, nie noodwendig bang omdat hulle nie verstaan nie, maar bang wat Jesus se reaksie sal wees. Want ons lees dan dat hulle gepraat het oor wie die belangrikste onder hulle is. Nou, ons baie ander verhale in die evangelies wat sê dat van die disippels het gevra dat hulle aan hulle sy regterhand en linkerkant kan sit. En hierdie verhaal wil ook iets daarvan deel. Ons het al baie gepraat in die kerk en oor die algemeen oor nederigheid en hoogmoed en hoe hierdie twee teenoor mekaar staan. En in vandag se teks kom hierdie weer ter sprake, wanneer Jesus sê dat die ware grootes in sy koninkryk is hulle wat ander dien. Nie net dien nie, maar hulle wat die kleinstes onder ons dien en diensbaar is teenoor hulle. En dan neem Jesus 'n kind en hy gebruik hierdie beeld van 'n kind wat eintlik weerloos was, wat in 'n mate ook die besitting was van sy pa en sy ouers, wat nie regte gehad het nie en wat so afhanklik was. En hy sê, as een van julle nie hierdie kindjie ontvang nie, ontvang julle ook nie vir my nie. En wie vir my ontvang, ontvang die Vader. Ja, Jesus kom sê dat julle wat terwyl julle so geredeneer het op die pad wie die belangrikste is, het julle die punt gemis. Ja, ons moet diensbaar wees, soos wat Jesus ook diensbaar is en soos wat hy vir ons ook kom wys het. Die disippels se redenasie staan in die skadu van Jesus se aankondiging dat hy moet ly en dat hy moet sterf en dat hy na 3 dae opstaan uit die dood. En dalk 2 punte wat Markus 9 ons uitnooi om oor te dink wanneer ons dit nou vanoggend lees en daar praat, is dalk die volgende.
Die eerste ding is dat Jesus ons uitnooi om opnuut die koninkryk van God te sien en te beleef. Wanneer die disippels op die pad saam met Jesus stap en Jesus vertel vir hulle van wat met hom moet gebeur, dan pas Jesus se prentjie van sy lyding en sy dood nie in die prentjie wat hulle verstaan het van die Messias nie. En dalk is dit in ons wêreld ook dieselfde. Ons soek baie keer 'n Jesus wat die swaard opneem en 'n Jesus wat vir ons veg. Hoeveel keer sien ons dit op sosiale media dat God veg vir my en ek verklaar dat hy vir my die oorwinning sal gee. Jy sien vriende, wanneer ons hier Jesus so iemand maak wat die hele tyd vir my veg en vir my saak intree, dan vergeet ons baie keer van die koninkryks ingesteldheid waarvan ons moet kennis neem, wat die disippels ook bang is om oor te vra. Maar dit pas nie in hulle idee van wie die Messias is, in hulle idee van wie Jesus is nie. Ja, Jesus sê dat hy moet ly en dat hy moet sterf. En dit is direk in teenstelling met die verwagting wat hulle van Jesus gehad het. En is in die lig van hierdie onsekerheid en vrees om te vra vir Jesus dat hy moet verklaar, wat ek dink ons dalk ook partykeer die plot verloor. Ons vergeet dat Jesus het gekom om vir ons te wys hoe sy koninkryk lyk. En omdat ons in hierdie wêreld leef en deelneem, sien ons hierdie Jesus en ons is mal oor hierdie Jesus. Maar Jesus word 'n ideaal wat ons daar plaas en dan wanneer ons Sondag uit die kerk uitstap of wanneer ons klaar hierdie video gekyk het, dan gaan ons maar net aan op die standaarde van die wêreld. Nee, sê Jesus. Hy nooi ons uit om die koninkryk opnuut weer raak te sien en hoe hy vir ons kom wys om in hierdie koninkryk te leef. So dis die eerste uitnodiging wat Jesus vir ons gee vandag, is wanneer hy sê, sien opnuut weer die koninkryk raak en wat dit beteken. Koninkrykskinders word gevra om diensbaar te wees, selfs teenoor die mees weerloosste mense. Ja, selfs daardie mense wat ons partykeer nie van hou nie, wat nie baie lekker ruik nie, wat ons nie hoog ag nie. Ja, daardie mense is vir God belangrik in sy koninkryk. So dis die eerste ding, sien opnuut die koninkryk weer raak, dat Jesus gekom het en sy lewe gegee het, diensbaar was, die minste was. En die tweede ding is dat ons die koninkryk belangriker moet ag as my eie lewe en my eie wil en my eie doen en late. Ja vriende, dit is die tweede ding wat ons moet besef, is dat wanneer ons die koninkryk raak sien, dan sien ons eintlik dat my eie wil en dit wat ek wil hê en my selfsug en my ego op die agterkant geskuif moet word. En dit is so moeilik en ek sal die eerste ene wees om my hand op te steek en te sê, maar ek is skuldig dat ek baie keer nie my wil en my besluite rig op die koninkryksvisie wat God vir ons kom wys het nie. En dit is hoekom ons vandag Markus 9 lees, dat ons opnuut uitgedaag word en opnuut gechallenge word om deel te neem aan hierdie koninkryk wat Jesus kom vestig het. Om God se koningskap te vier in Jesus Christus. En om te sê dat wanneer ons na die wêreld kyk en die praktyke van die wêreld waar hoogmoed en ego en eie belang vooropgestel word, om te sê maar ons is deel van 'n koninkryk wat anders lyk. En dalk moet ons mekaar herinner, die koninkryk is nie net die kerk nie, dis nie net die Bybelstudies waaraan ons deelneem nie, dis nie net die selgroep waaraan ons behoort nie, dit is nie net daar waar ek in my binnekamer die teks, die woord oopmaak en tot God bid nie, maar nee, die koninkryk van God word uitgedra wanneer ons die wêreld ingaan. En dit word uitgedeel daar waar ons diensbaar teenoor ander is. Hulle wat ek dalk nie ken nie. Hulle wat ek minder ag as myself. Soos 'n klein kindjie. Soos iemand wat op straat bly. Soos die persoon wat help dat ek vir my kruideniersware kan betaal.
Ja, liewe vriende, ons word uitgedaag vanoggend om opnuut die koninkryk te sien en om te besef dat in hierdie koninkryk, hierdie onderste bo koninkryk van God, word ons geroep om die minste te wees. Word ons geroep om na binne te kyk en vir myself af te vra, maar is die evangelie van Jesus Christus, die voorbeeld wat hy kom stel, die voorbeeld van hierdie kindjie wat hy in sy arms neem en ontvang, is dit hoe ek in hierdie wêreld leef, met die mense wat oor my pad kom, met mense wat oor my pad gestuur word. Liewe vriende, ek wil vir jou uitnooi om in die week wat voorlê, bietjie na te dink oor hierdie teks, om toe te laat dat God met ons besig is wanneer ons hierdie teks lees. So vat hierdie week en wanneer jy stil word, lees hierdie teks. Elke keer wanneer jy stil word, oor en oor. Raak bewus dat God nie sommer net vir ons die teks gee as 'n klompie inligting nie, maar dat God ons harte ook wil verander en aanraak. Deur hierdie woorde wat hy vir ons gee, deur sy lewe wat neergepen is in die evangelies en in die Bybel. Raak bewus daarvan dat ons baie keer met die woord besig is, maar dat ons nie toelaat dat die woord met ons besig is nie. En kom ons raak bewus van hierdie dinge wat Jesus vir ons sê oor nederigheid, sagmoedigheid, oor ons ego wat baie keer die oorhand kry en oor die beginsels wat hy hierso in die koninkryk vir ons gee. So daar waar jy stil word in die week en waar jy weer hierdie teks lees, vra vir God dan die volgende, dat jy nie net met die teks sal besig wees nie, maar dat die teks ook met my sal besig wees. Vriende, Jesus kom en hy kom gee vir ons 'n alternatiewe manier van leef. En in 'n wêreld waar alles, waar almal vir hulle self eis, kom Jesus en sê dat ons in hierdie wêreld die koninkryk moet bevorder deur diensknegte te wees en diensbaar te wees. My gebed vir jou is dat jy ook deur hierdie verhaal en deur die evangelie en deur die persoon van Jesus verander sal word. Dat hy met jou sal besig wees in hierdie week wanneer jy Markus 9 lees. En dat ons besef dat die boodskap van die evangelie is kosbaar. Die grootheid van die koninkryk oorskadu enige ander ding wat ek vir myself wil toeëien. En dat wanneer ons wil groot wees, dat ons diensbaar moet wees in God se koninkryk. Amen. Here, dankie dat ons opnuut herinner kan word aan die grootheid van die koninkryk. Dat ons geroep word om diensbaar te wees, dat U ons na die wêreld toe stuur en almal wat oor ons pad kom, sodat ons hierdie stukkie koninkryk kan uitdeel. Dit kan leef en dit kan wees. Gee dat ons opnuut bewus sal word van die geleenthede, Here. Dat ons opnuut bewus sal word van ons eie grootheidswaan, wat soms die oorhand van ons kry. Dat ons sal leer om nederig en klein te wees voor U. Soos wat ons baie keer bid en sing. Dankie, Here, dat ons weet dat U is nie klaar met ons nie. Want ons weet dat U deur tekste soos Markus 9 in elkeen van ons se harte werk, besig is met ons. En mag ons besef dat die koninkryk waarvan ons deel is so groot, so ongelooflik, en dat ons geroep word om diensbaar te wees daarin. Amen.